Here, wat 'n voorreg is dit nie om net vanaand te kan vasmaak dat U leef. Here, U is betrokke in ons lewe, U is aktief met ons en Here, dit maak my opgewonde. My God leef. My God leef. Dankie, Here. Met 'n hart wat desperaat is vir U, 'n hart wat so vertrou op U, kom sê ons net dankie vanaand. U leef, U is in beheer. Dankie, 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 dankie. U is waardig alleen om geprys te word. U is waardig om geloof te word, Here. U alleen. Net vir 'n oomblik lig jou hande net na die Here toe en sê net vir hom wat hy vir jou beteken. Net op jou eie, in jou eie woorde, sê hoe lief is jy vir hom en hoe baie jy hom waardeer. Jesus, word verheerlik in hierdie plek. Dankie, Here. Al die lof en al die eer en al die heerlikheid van die ganse aarde kom U toe. Ons God, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Sy great vind ek 'n plek inneem. Vriende, vanaand wil ek met jou praat oor hemelse rus. Hemelse rus. Nou, jy kan rus. Jy kan weet al agtergekom dat en ek het baie kinders, nê? Moenie vir my sê as jy saam met die kinders weg gaan jy rus nie. Jy kom moeg terug. Jy wens dat hulle net wil terug gaan skool toe. Myne gaan nou nie skool nie, hulle doen homeschooling, maar dan gaan ek werk toe en ek kom rus hierso. Amen. Kyk, ons is nou eerlik met mekaar. Maar daar's 'n hemelse rus en ek wil dit vanaand vir jou verduidelik hoe dit werk. Waar jy enige moment in die rus van die Here kan ingaan. En as jy dit verstaan, as jy sluit ietsie oop wat siel, liggaam en gees vir jou vrede gee. So hoe werk hemelse rus? En ek wil dit vanaand vir jou deel en vir jou wys dat dis nie 'n plek waar jy gaan rus nie. Dis nie ek gaan nou rus en net sit en niks doen nie. Dis 'n geestelike beginsel is hemelse rus. Hoe werk dit? Wel, een woord, Christus. Jesus is ons rus. Nou JC, wat bedoel jy? Is vriende, terwyl ek bid, wys die Here vir my onnatuurlike juke wat ons dra. Ek sien sulke juke wat te groot is vir jou, 'n juk wat op jou rus en dit is te groot vir jou en dit maak jou seer en sodra jy leer om jou situasies oor te gee vir die Here en te hoor wat hy sê oor dit, maak jy jou siel, liggaam en gees gee vir jou vrede. Daar is hemelse rus. Jy het al agtergekom, jy kan in 'n situasie wees, jy kan by almal raad kry, maar sodra die Here met jou praat, is al soos, ek's hier rustig, my hele wese raak net rustig. Daar is hemelse rus. Hallo? En ek gaan dit nou vir jou verduidelik, ek gaan dit vir jou wys. Daar's net een persoon wat vir jou hemelse rus kan gee, en dis Jesus. Met hom gesels en met hom praat en net sien dat hy is, net sien dat hy goed is. Ek het nou my span se vinnige getuienis gedeel en ons korreltjie is al 3 weke siek wat hy sukkel met sy longetjies en klomp goeters in ons. Ons was nou by ons dokter en ons dokter het gesê ons moet probeer by die pediater inkom dat hulle nog verdere toetse doen op hom. En ons kom net nie in by 'n pediater nie en ek sê Here, ons het regtig nodig want hy gooi op in die aand en ek bid vir hom en ek sit by hom. En gisteraand toe bid ek nou weer vir hom en ek sê Here, ek het regtig nodig dat U 'n plan maak. En dan kom 'n pediater se gesig op by my. Maar hy's in Namibië. Hy is een van die beste pediaters in Namibië. Hy is by ons gemeente daar. En ek sê vir my vrou, ek gaan sy nommer kry en ek gaan hom bel. Bel ek hom van Suid-Afrika en ek sê, "Chom, jy moet 'n plan maak." Verstaan jy? Jy is deel van ons kerk daar, ek wil jy moet 'n plan maak daar. Vanoggend korreltjie is weer nie lekker nie en Janine sê, "Jesus, ek weet nie of ek dienste moet kom nie. Dalk moet ek net kyk of ek nie iewers by iemand kan uitkom wat na hom kyk nie." Ons bid die hele tyd, nê?
En sy voel die Here sê vir hom, moenie nou iewers heen gaan nie, kom kerk toe. Oggend staan ek en ek bedien en die volgende oomblik toe stap persoon in. En toe ek kyk, dis die pediater van Namibië. Toe hy gisterand ingevlieg na 'n partytjie toe en vir oggend toe sê die Here vir hom, moenie slaap, moenie laat slaap nie, kom kerk toe. Ek wil jou daar hê en hulle spring op en hulle kom kerk toe, hulle het amper nie gekom nie en hier bring die Here die pediater van Namibië. Ag, shut up man. Is dit? Hoe cool is die Here nie? Ag, whatever. Hy is 100% in beheer. Hy is 100% in jou situasie. Hier kom hy kyk na Korreltjie, hy sê, ja, dis reg, maar kom ons doen nie dit en dit by. En weet jy wat sê hy vir my? Hy sê, my spesialiteit, wat my goed maak, is nie my medikasie of my know-how nie. Hy sê, ek het 'n salwing om vir kinders te bid. Daar bid hy vir Korrel, hy lê hande op hom, hy profeteer oor hom. En is die Here nie in beheer nie? Lyk my, ek het net 'n salwing om kinders te kry, verstaan? Hy het 'n salwing om kinders te bid. Okay. Dis omdat van julle net 1 of 2 kinders sê dat ek nou al die ander werk moet doen. Come on boys, ons moet step up. Blaai my saam in ons eerste skrif in hemelse rus kom uit Hebreërs 3 uit. En ons het vanoggend ook al uitgelees, maar ek wil daar vir jou iets deel. Hebreërs 3 vers 7. Daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle hart nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie. Waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werk 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertoring geword en op daardie geslag gesê, altyd dwaal hulle met hulle hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie, sodat ek in my toring gesweer het, hulle sal my rus nie ingaan nie. Wat jy vir jouself vra, wat is die rus van die Here? Hulle het die Here gehoor, hulle het gesien wat hy doen, maar hulle het nie geglo nie. Nou, hoe gaan 'n mens in die rus van die Here in? Jy glo hy het dit. Jy vertrou wat hy vir jou sê. Jy vertrou wat jy voel in jou hart hy met jou deel. Jy reageer op dit en daai bring die rus van die Here. Hoe moeilik is dit? Hoe moeilik is dit? Ja, maar jy sê ek moet verstaan, ek moet 'n dag hê wat ek rus. Ja, nou en dan moet jou liggaam rus. Ek is fine met dit, maar ek wil vir jou sê daar's 'n groter waarheid van as jy leer om te reageer op die Here. As jy leer om te glo hy is, as jy leer om te vertrou hy het dit en jy reageer op dit, gaan jy in sy rus in. Jy gaan in sy rus in. En ons van ons wat nou moet leer om in die rus van die Here in te gaan, om regtig te glo hy het dit en daarvoor te gaan. Dis die rus van die Here. Kom ek gaan verder aan. Blaai van Matteus 11 vers 25 toe. So die hemelse rus, die rus van die Here is Jesus. Amen. En jy is deel van sy koninkryk. Jy kan in daai plek ingaan elke dag. Okay, in daardie tyd het Jesus gespreek en gesê 25, nê? Ek loof U Vader, Here, van die hemele en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit U welbehaag. Nee, daar's iets wat verberg is vir die Here, vir die wêreld. Daar's iets wat die wêreld nie kan ingaan nie. Die wêreld kan nie in die rus van die Here ingaan nie.
Hulle is angstig oor alles, hulle jaag iets, hulle is in 'n ratreis, dis van die volgende na die volgende, verstaan, sukses dryf hulle, en dan as hulle genoeg het, dan kom hulle agter dat nog steeds nie die rus van die Here nie. Die wêreld kan nie vrede koop nie. Hoeveel sal jy gee vir vrede? Hoeveel sal jy gee vir rus? Hoeveel sal jy gee om te weet die Here het dit? Nee, hoe bring die Here nie alles bymekaar nie, want hy is in beheer. Vanaand staan ek en ek wil huil voor die Here, hoe goed is hy. Hoor gou mooi. Die stem van die Here is die rus van die Here. Nee? Ek wil gou iets met julle deel. Hier is nou 'n bietjie persoonlik, maar ag, weet julle wat's persoonlik by ons? Ek my vrou is al partykeer, JC bly net stil. So vanmiddag, Janine is Langebaan toe, want die kinders skryf my vir 4 weke eksamen op die plaas, is daar geen opvangs, dis regtig terrible die internet, hulle het goeie internet nodig vir die homeschooling vir eksamen. So sy gaan vir 4 weke daar bly. So ek het rus, ek joke, ek meen, ek gaan in en uit gaan, ek gaan deurslaap in die aand. Maar vanmiddag, en kyk net die stem van die Here nie. Vanmiddag ry sy in die garage en in die volgende oomblik toe gaan daar iets fout met ons bussies. Hy gaan tussen drive en neutral, drive en neutral, die liggies gaan aan en die volgende oomblik die skoppe en drive in. Dinge 12,000 km op en hy sy jaag in die muur vas. Met die splinternuwe bussie. Maar is die cool deel daarvan? Wel, as iets cool kan wees. Net voor dit staan Lala voor die bussie om vir te wys om nader te kom en sy voel die Here sê vir kom uit die pad uit. En in daai moment as hy uit die pad uitkom, net op die Here se stem, skop hy bus in en hy slaan voluit teen die muur vas. Hy sou dood geraai het. As ons kinders kan leer om die stem van die Here te herken, kan hulle beweeg in die rus van die Here. En sy bel my en die kinders is soos, wat gaan pappa sê? En ek sê, ek is in die rus van die Here, hy het dit. Want hier's die ding, die Here sê vir my, gaan dit ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. So ek is in die rus van die Here. Dit is saak nie, ek bly my kind leef. Okay? En die Here gaan nou die res hanteer. Verstaan jy, dat die rus van die Here, gaan ek vanaand al lê en dink, bussie. Nee, ek gaan al lê en huil voor die Here vanaand as ek alleen is en sê, Here, hoe goed is U nie? Vanoggend raak U vir korreltjie aan en vanaand red U my kind. Want ek ken U stem en hulle ken U stem en omdat ons U stem ken, kan ons in U rus in 'n tyd soos vandag. Okay? Jy moet leer om in die rus van die Here in te gaan, te luister en te reageer dadelik. As hy nie dadelik gereageer het nie, was hy dood van hom. Dis die rus van die Here. Plain, eenvoudig, prakties. Al het dit nou 'n bussie gekos om jou dit te leer vanaand. Plain, prakties. Ek weet nie waar ons was nie, maar Jesus was op 'n lekker plek. Dis verberg vir die wêreld. Amen. Alles is aan my oorgegee deur my Vader. Stop gou vinnig daar. Wat is aan Jesus oorgegee? Alles. Hallo? Alles. Hy is in beheer van alles. Hy is totaal in beheer. Hy onderhou alles. My vriend, tot die reën, tot die sneeu, alles. Hy's in beheer. So 'n paar jaar terug, dis ouens is day zero en ek is ek gee nie om nie. Ek vat storte en ek vang dit nie eens op in 'n bakkie water en dan was ek later my gesig omheen. Ek weet nie wat julle gedoen het nie. Ek is hy het dit. Ek gaan nie in ongeloof begin optree nie. Ek gaan nie bang raak nie. Ek gaan inteendeel, ek het vir 'n klomp van julle gesê as jy bang gehad is, kom stort by my. Hy het dit. Ek het vir die Here gesê, al droog die hele Kaapse water op, ek sal stort en U sal seker maak ons water. Hy het dit. 'n Pel van my, 'n paar jaar terug, hele paar jaar terug, was hy in op 'n eiland, ek dink dit was Madagaskar of so 'n plek, en daar was 'n tekort aan rys en hulle het nie meer rys gehad nie. En hy sê toe vir die Here, Here, ek glo U het dit. Ek gaan in U rus ingaan. En hy het 1 sak rys gehad en hy het vir die hele gemeente gesê, vir die volgende maand eet almal by my, eet by my nie, kom kry elke dag rys. Hy het vir 'n maand vir 'n gemeente van, ek dink hulle is 100 plus ouens, elke dag rys uitgeskep en hy sê my rys het nie opgeraak nie. Verstaan jy dat daar iets is wat gebeur wanneer ons rus in die Here? Ek wil net hierdie met jou deel, geliefde, dat jou koning leef.
Hey, word wakker. Jou koning leef. Hy's in beheer. Hy het dit. Kom nou in sy rus in. Hy beheer alles. En al wat hy sê is, luister na my stem, en ek sal vir jou siel, liggaam en gees rus gee. 28 sê hy, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle, punt. Ons kan huis toe gaan. Kom na my toe, en hou op dit self dra, hou op dit self hanteer, en wanneer ons na hom toe kom, my eerste gebed was vanmiddag toe my vrou my bel, is eerste dankie Here vir my gesin, maar tweede Here, U het dit. Wys my nou wat ek moet doen. Wys my hoe hanteer ek dit. Wys my hoe gaan ek dit hanteer met daai Hyundai. Okay. Wys my wat is die volgende stappe. Want ek wil nie nou my vlees optree in die busie, moeder by hulle stop en sê, baie dankie, totsiens, groete by die huis nie. Ek wil by U hoor, hoe hanteer ek dit? Wat doen ek nou? Hoe gaan ek in U rus bly? Hoe gaan ek nou 'n man van God wees in hierdie situasie? Ek weet nie wat jou situasie is nie, maar ek weet die Here sê, kom na my toe. Kom na my toe. Kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. John, ek dink hulle het 'n goeie diens gekies om te kom. Hulle gaan die rus van die Here beleef vanaand. Ek wil nie altyd preek oor rus nie, want in die middel van die diens ek preek oor rus en raak jy in slaap. As jy so lekker hierso. Dus jy weer wakker maak en sê hy is tyd om huis toe te gaan, pel. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Maar dan sê 'n interessante ding, hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal, hy sê weer, herhaal, rus vind vir julle. Totale rus is rus vir jou siel. Rus vir jou siel is nie slaap nie, dis nie 'n rusdag nie, dis Jesus na wie jy toe gaan. Dis Jesus met wie jy praat. Dis Jesus wat met jou praat. Dis jou las wat jy sê, Here, ek gee hierdie las nou vir U. Ek het nie kapasiteit nie, maar U het. Want U onderhou alles. Want my juk is sag en my las is lig. Sag en lig. Hy wil dit ruil vir jou hart ongemak en nie kan nie. Hy wil 'n ruil transaksie doen. Ons gaan nou dit doen. Ek gaan vir jou wys hoe prakties manifesteer dit. Blaai my som na Hebreërs 4 vers 11. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Ek op die regte plek. Hebreërs 4 vers. Ek was van 1 af begin het. Sorry, kom ons gaan terug. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan in die rus in. Soos hy gesê het, daarom het ek in my toring gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werk van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Wat ek sê? So hierdie gaan oor Jesus, hierdie gaan oor hom aan te neem as jou saligmaker en verlosser, maar ook hom te vertrou as die koning van konings en dan in 'n plek van rus in te gaan.
En weer eens praat hy terug van wat? Hy praat van Israel, hy praat van die woestyn, hy praat van waar ons vanoggend oor gepraat het. En hy sê daar, hulle het my nie geglo nie. Maar dan verwys hy terug na wie? Jesus, en nie verlore te gaan nie, maar wanneer jy hom aanneem as jou saligmaker en verlosser en koning oor jou lewe, 'n plek wat jy teruggee, gaan jy in sy rus in. Vers 4. Want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En so is baie belangrik. Okay. So wanneer is die 7de dag? Wanneer is die rusdag? Saterdag. Dis Saterdag, wanneer is die eerste dag van die maand van die volgens Joodse kultuur? Sondag. Okay. Maar wat kom Jesus en hy sê so, hy sê dis nie meer 'n dag nie, frikkie. 7-daagse Adventiste, dis nie 'n dag nie, my boetie. Dis Jesus. Okay. Dis nie meer 'n dag nie. Volgens die Ou Testament is die ouens reg, maar ons 'n Nuwe Testamentiese beginsel wat skielik nie meer 'n dag is nie, maar 'n persoon, en die persoon is nou Jesus, en jou rus is nou in hom, en jy kan elke keer in sy rus ingaan. Wat sê hy dit? Hoe cool is dit nie? So jy weet dat jy wag tot Sondag of Saterdag of wanneer hulle ook al wil nie. Ek gaan nou rus, want is nou my Sabbatsdag. Nee, chom, dis 'n ou. Dis Jesus. Dis die koning van konings. Dis om in sy rus in te gaan. Dis om te glo hy is wie hy sê hy is. Dis 'n elke moment. Dis hoekom Jesus kom en hy doen wonderwerke op hulle Sabbat, om vir hulle te wys, hy dis nie meer julle daggie nie. Dis nou ek. Dis ek. Hy doen wonderwerke om te wys dat hy is God van die Sabbat. Dis hoekom ons vandag elke dag in sy rus kan ingaan. Dis hoekom daar nie meer 'n heilige dag is nie, daar's 'n heilige persoon. Dis hoekom jy maar Spar toe kan gaan, Checkers, Pick n Pay, whatever the weather, en vir jou broodjie gaan koop, of jou kar kan was. Want dis nie meer 'n Sabbatsdag nie, dis 'n persoon waar ons konstant kan ingaan. Maak dit sin vir jou? As dit nie, dan lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Dit staan nie. Halleluja. En nou hier weer, hulle sal my rus nie ingaan nie, terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie. Bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dus 'n Sabbatrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingaan, dis ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Jesus is rus, daar sê hy duidelik, maak dit sin vir jou? Hy sê Sabbatsrus is nou Jesus. Jesus is nou wat? Die Here oor die Sabbat. Waar in die volgende stuk toe net om my punt te staaf. 'n Bietjie verder te gaan. Matteus 12 vers 8, gaan van sien toe. Want die seun van die mens is die Here oor die seun van die mens is die Here ook van die Sabbat. Hy is oor dit, hy is die Sabbatsrus, hy is die vervulling van God wat gesê het op die 7de dag moet jy rus, en ons rus is nou in hom. Waar hy siel
liggaam en gees vir jou rus gee waar jy na hom toe kom. Okay. Maak dit sin vir jou? Kom ek hanteer hierdie gou. Gaan van Handelinge 20 vers 7 toe. Maar jy sê, hoekom kom ons op 'n Sondag bymekaar? Goeie vraag. Dankie dat jy dit vra. So, die disippels het gepraat van die dag van die Here. Die dag van die Here was 'n Sondag. Jesus het op die Vrydag gesterf en op die Sondag opgestaan uit die dode uit. En van toe af het hulle bymekaar gekom om wat te doen? Te vier dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. En hier in Handelinge 20 vers 7 sien ons dit. Kan sien toe blaai. Hy sê, en op die eerste dag van die week, wat was dit? Volgens Joodse kultuur, Sondag. En op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek. En hy het rede getrek om middernag toe. Okay, punt is dat die eerste dag van die week was die Sondag, en dit was die dag wat hulle bymekaar gekom het, en dit was die celebration van Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Op die derde dag het hy opgevaar of op die derde dag het hy uit die dood uit opgestaan. Amen. Ja, so dis kom ons op 'n Sondag bymekaar kom. Paulus sê later vir die gemeente waar die kerk gehou het, soos ons vandag hou, sê hy vir hulle, en ek is by julle in die gees op die dag van die Here. En dan is ons rus in hom. Hulle het nagmaal gehou, so wat het hulle geselebreit? Dit wat Jesus gedoen het. Dit wat hy deurgegaan het. En dan kom hy en hy sê, moenie net op een dag nagmaal hou nie, hou elke dag nagmaal. Hoekom? Maar dis nie 'n dagding nie, dis 'n Jesus ding. Maak dit sin? Dankie JC, dis my plesier, ouens. Gaan vir my na Filippense 4 vers 16. Dan sê hy, wees oor niks besorg nie, maak julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So wat gebeur? Hy sê moenie besorg wees nie. Hy sê daar's 'n rus wat ek vir jou wil gee, maar kom na my toe en maak dit aan my bekend en dan sal ek vir jou vrede gee. Hoe gee hy vrede? Hy gee vir jou vrede op wat sy wil is, en as jy sy wil volg, as jy in sy rus, in sy vrede, want vrede is rus. So skielik gee hy vir my vrede, en hy sê, moenie daai rigting gaan, hierdie rigting, Jesus, ek het soveel vrede in Christus, en skielik het ek die rus van die Here. Siel, liggaam en gees. Want ek gaan na hom toe. Is dit ingewikkeld? Nee, dis nie. Wat hy som na 'n laaste skrif. Jesaja 40 vers 30. Jesaja 40 vers 30. Om iPad. Ek love iPads. Kyk vers 30. Die jonges word moeg en mat, hè? Die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Jare terug praat ek met 'n vriend van my, 'n baie intelligente vriend. Eers hierdie ou skerp ou Andrei de Kloet. Hy's 'n advokaat
En sy vrou was een van ons worship leiders op 'n stadium, maar hy's 'n advokaat. Maar hy's een van daai oorsle mense. Ek kan net protestant sê, hoeveelste graad is dit nou wat jy doen? Nee, ek dink hy het al 5 of 6 grade agter sy naam as advokaat. Hulle vlieg Engeland toe, hy skryf die eksamen daar wat eintlik 'n hele nuwe reëlboek is vir hulle wette daar en hy kom deur. In 6 maande swat hy dit en hy skryf eksamen en hy's regtig net vervelig slim, nê? En jy is en hy kyk vanaand tent toe aan. En hy sê van die volgende, hy sê vir my Jace, jy moet leer dat jy nie kapasiteit het om alles te hanteer altyd nie, want hoor gou mooi, ons almal het net 'n ek soveel kapasiteit. Amen. En jy's besig met hierdie en met hierdie en met daai en met daai en met daai en al hierdie goed gaan partykeer aan en dit put jou uit en dit maak jou moeg. Dis sê jy moet leer wat jou kapasiteit is en jy moet leer wat jy kan hanteer. Maar nou hier's die ander ding wat ek te leer is om regtig 'n antwoord by die Here te kry en by hom te hoor en neer te skryf wat hy vir my sê, want dan gaan ek in sy rus in en rus in en rus in en rus in en skielik het ek 'n antwoord by hom en dan praat ek met my vrou en ek sê vir haar hierdie is die antwoord wat die Here vir my gegee het en sy sê maar dis ook die antwoord wat ek kry en dan het ons 'n check op dit en dan weet ons dis uitgesorteer want die Here het gesê. En skielik rus ons en daai boksies getik, ons het 'n antwoord, ons wag op hom, ons weet hy het dit. Want hy sê ek wil jou sinne bewaar. Ek wil jou siel, liggaam en gees wil ek jou bewaar. Maar hoe bewaar hy jou? Deur met jou te praat en vir die antwoord te gee. En dan raak dit bonatuurlik rustig hier en hier, want dan manifesteer waar? In jou vlees. Here, U is getrou en U is goed. We have tasted and we have seen that the Lord is good. U leef en U onderhou alles, Here, en help ons om hierdie week met elke ding net na U toe te gaan en met U te praat, Here, daai verhouding net lewendig en vars en sterk te hou. Want wie is daar soos U? Koning van konings. Seën elke persoon. Dankie vir ons gemeente, ons het hulle so lief, Here. Wie is daar soos U? Amen.